Goeiemôre aan almal en baie welkom by die volgende erediens hier by ons gemeente. Ag, geliefdes, ek dink julle weet nou maar al te goed, NG Kempton Parkhoes. Dankie vir die tyd wat julle geneem het, waar ons saam so verspreid reg oor die land en oor die wêreld na die woord van die Here gaan kyk. Geliefdes, hiermee, dit is ook die laaste Sondag van die maand November, voordat ons Desember inbeweeg. En ek dink vir baie mense kan dit 'n teken van rustigheid beteken, dat stadig maar seker begin die gejaagdheid van hierdie jaar tot 'n einde kom, maar ek dink eintlik vir meerderheid van ons beteken dit die drama, die gejaagdheid en ek wil tog so ver gaan as om te sê soms die chaos rakende die Kersfeesreëlings wat ook nader kruip. Ag, hoe sukkel ons altyd om te weet wat om vir mekaar te koop, die kos wat geëet moet word, waar Kersfees gehou moet word, wie genooi moet word. Ag, die lys gaan dit aan. Maar ek dink ek bring baie goeie nuus vandag, en dis nie net ter sprake van die boodskap wat later gelewer gaan word nie, maar rakende die uitdagings met Kersfees. Geliefdes, dalk sit julle hier vandag en julle weet nie wat om vir 'n geliefde te koop vir Kersfees, nie 'n geskenkie vir hulle te kry nie. Wat julle kan doen, gaan soek julle mooiste en julle pragtigste lint of strikkie wat julle in die huis het. Nou as die lint is, maak dit nou maar so om die kop vas en met 'n mooi knoopie bo of plakkie strikkie sommer net hierbo vas, en dan aan die persoon vir wie julle hierdie geskenk dan gee of vir wie julle sukkel om 'n geskenk te kry, gaan sit onder die kersboom en kyk hulle net so bietjie aan, tot op die punt wat hulle julle vreemd gaan aankyk en wonder, maar wat op die aarde doen julle onder die boom? Hoekom sit julle daarso? Wat julle al te groot gaan glimlag en vir hulle sê, ag, ek wou julle net herinner het hoe groot geskenk ek in jou lewe is. So liefdes, hopelik help dit van julle, en die van julle wat aan die ontvangkant hiervan is, ek vra grootliks om verskoning. Maar geliefdes, dit daar gelaat. Een afkondiging wat ek graag net wil deel, en dis maar net vinnige terugvoer, rakende ons Kerssangdiens van laasweek. Dit was 'n absolute sukses gewees. Die klein kindertjies, die kategese span, toe die bejaarde groep by die kerk, die kuierhoekie en die tradisionele sing van klompliedere, alles het net so mooi uitgedraai en ons het soveel mooi terugvoer gekry van julle, so baie dankie daarvoor. En ja, geliefdes, julle net ook in te lig, ons was om en by 550 mense in die kerk gewees. So ja, daar was min sitplek, maar ons is baie bly, ons kon almal akkommodeer en so saam as familie die naam van die Here verheerlik. Maar geliefdes, met dit kom ons begin vanoggend se erediens in afhanklikheid van die Here, en ek lees vir ons 'n wotum. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam tot die Here te bid. Here, dankie vir 'n geleentheid waar ons as familie in U naam, 'n familie wat deur U opoffering aan die kruis verbind is, dat ons kan stil word, dat ons gedagtes op U kan rig, vir U kan vra, maar Here, maak ons harte stil. Want daar's soveel dinge wat daar buite aangaan, soveel dinge wat ons besig hou, bekommernis wat ons het. Here, help ons asseblief om stil te kan word by U voete, dat ons kan fokus op dit wat U woord aan ons kom oordra, dat ons kan kies om na U te luister, en Here, dat dit wat ons vandag uit U woord leer, laat ons dit saam met ons kan dra, dat ons daardeur vertroos en bemoedig kan word, en weet, my Here, U is altyd met ons, U staan ons by, U lei, U versterk ons, U voorsien aan ons, wat ons werklik nodig het. Here, dankie vir hierdie besonderse tyd wat ons nou inbeweeg, waar ons U geboorte hier op aarde gaan herdenk. Help asseblief, laat ons ook nie verlore sal raak in al die onnodige vrae van, maar was dit nou werklik U verjaarsdag of U geboorte, en wanneer moet ons dit eintlik hou? Here, help asseblief, laat ons verby
al die onnodige sal kyk en sal fokus op dit wat werklik belangrik is. U is aarde toe gestuur. U het vir ons die genade van God kom wys, kom openbaar. En U het die finale prys betaal, sodat ons tot in ewigheid in die almag en in die glorie van God drie enig sal kan wees. Daarvoor dank ons U. Ons vra U, Here, gebruik ons. Gebruik ons in hierdie tyd, dat ons nader aan U sal beweeg, maar dat ons ook ander sal kan help en sal kan inspireer. En saam met dit, Here, wil ons ook vir U kom dankie sê, waar ons vandag met die eerste Sondag van Advent kan begin. 'n periode wat fokus op voorbereiding vir wat Kersfees werklik is. Help asseblief dat ons dit ter harte sal neem. Here, laat ons dieper sal gaan kyk, die verlore sal raak, en al die gejaagdheid en die besige wêreld daar buite, die bemarking rondom Kersfees nie, maar dat ons deur dit sal sien vir wat dit werklik beteken. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, dat die wie in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Ons dank U daarvoor, Here, en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, vanoggend gaan ons bietjie stil staan by 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. 'n Gedeelte wat ek dink elkeen van ons al op een of ander stadium in ons lewe by troos of bemoediging gevind het. 'n Gedeelte wat ons dalk al vir vriende of familie aangestuur het om hulle te help en te ondersteun in moeilike tye. En 'n gedeelte wat baie gereeld by begrafnisse, gedenkdienste of roudienste gebruik word. Maar hier by Bygelas wil ek ook uitlig. Ek dink dit is 'n gedeelte wat meerderheid mense maar net die oppervlak van die gedeelte raak sien, of so word dit oorgedra dat ons nie eintlik weet wat hierdie teks meer het om te offer nie. En hierdie besonderse teks het eintlik baie om vir ons te kom leer. Die spesifieke gedeelte waarna ons vandag saam gaan kyk, kom uit Romeine 8 vers 31 tot 39, of soos wat meeste mense die gedeelte ken, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. So geliefdes, kom ons begin vandag se erediens en ons lees hierdie gedeelte saam. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Geliefdes, soos ons kan sien, alhoewel een van die hoogtepunte van die teks, die albekende niks kan ons skei van die liefde van die Here nie, bevat hierdie gedeelte eintlik soveel meer. Is Paulus besig om baie dieper en moeilike situasies of temas te ontrafel en bekend te maak aan die gemeente. Maar voordat ons saam bietjie meer in detail daarna gaan kyk, voel ek dit net nodig om die basiese agtergrond van hierdie gedeelte met julle te deel. Die gemeente in Rome was vasgevang in 'n baie moeilike situasie, baie kort en kragtig opgesom. Hierdie gemeente het uit twee verskillende groepe bestaan. Aan die een kant het ons die Joodse gelowiges gekry, bedoelende die wat van Judaïsme, die Ou Testamentiese godsdiens af oorbeweeg het en Jesus Christus aanvaar het as hulle verlosser.
En dan die tweede groep was die nie-Joodse gelowiges, die wat uit die heidendom gekom het, bedoelende die wat geen verbintenis met Judaïsme gehad het nie, maar tog so in Jesus Christus begin glo het. En hierdie twee groepe het konstant koppe gestamp, nie net in Rome nie, maar aan klomp verskillende plekke. Die Joodse gelowiges het al hulle ou tradisies en gebruike uit Judaïsme, het hulle saam met hulle gebring in hulle nuwe verhouding met Jesus Christus in. Die nie-Joodse gelowiges het weer geen verbintenis met hierdie gebruike, hierdie tradisies en hierdie regulasies gehad nie. Die probleem wat ontstaan het, omdat die Joodse gelowiges sulke radikale en uitgesproke groep was. As voorbeeld, as ons na Paulus gaan kyk, hoe uitgesproke hy was voordat hy 'n pad saam met die Here gestap het. Onthou, hy het sy hele lewe toegewy om die beweging van die verkondiging van Jesus Christus te stop. As ons gaan kyk na die Jode, hoeveel moeite hulle gedoen het om bloot Jesus Christus te laat kruisig, hulle was 'n radikale en 'n uitgesproke groep. Nou hulle het die Joodse gelowiges begin forceer om binne hulle nuwe verhouding met Jesus Christus al hierdie ou judaïstiese gebruike en beginsels uit te leef. Basies het hulle vir hierdie ander groep gesê, maar vir julle om werklik 'n kind van die Here te wees, 'n pad saam met Jesus te loop, moet julle julleself laat besny. Julle moet voldoen aan die reinigingswette, die voedselwette, die Sabbat, soveel meer. En boonop dit alles het hulle vir hierdie ander groep gesê, maar julle moet die wet van Moses, die Torah, die 10 gebooie wat gegroei het in 613 wette, dit moet julle uitleef, want dit is julle enigste sleutel tot verlossing. So die Joodse gelowiges in Rome bring die een groot probleem wat ontstaan het in die Ou Testament, wat die Jode gehad het, bedoelende verlossing kan verkry word deur gehoorsaamheid aan die wet. Hulle bring dit en hulle projekteer dit op Jesus Christus, die een wat God se genade aan ons kom openbaar het. En dit is presies hierdie probleme wat Paulus dan in sy brief aanspreek. Hy wil hê dat hierdie Joodse gelowiges hulle onnodige obsessie en houvas met die wet sal los en eerder op God se genade op Jesus Christus sal fokus, dat hulle die Here vir alle gelowiges 'n Here is, nie net vir sekere groepe nie. En Paulus wil ook hê dat hierdie twee groepe nie meer as twee verskillende groepe sou staan of bekend staan nie, maar as 'n eenheid, 'n familie in Christus. Want deur in Jesus Christus te glo, is daar aan ons 'n nuwe identiteit, 'n nuwe familie en 'n nuwe toekoms gegee. So geliefdes, met hierdie as agtergrond, kom ons kyk bietjie meer in detail na die verskillende verse. Ons breek dit bietjie op en kyk wat het Paulus om te sê. Vers 31 sê: Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Paulus begin met 'n vraag en dan verwys hy terug na dit wat hy vroeër in die brief geskryf het. Hy sê, maar wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Ons reaksie vandag hierop mag dalk wees, maar Paulus, watter dinge? Waarna verwys jy hier? En hierdie is vir my weer die perfekte geleentheid om vir elke liewe een van julle uit te lig, maar geliefdes, dit is oor tekste soos die, wat ons nie net 'n paar verse of 'n hoofstuk op sy eie moet lees nie, maar eerder die brief in geheel. Maar vir vandag gaan ek dit vir ons kort en kragtig opsom. Paulus het vroeër in sy brief verskeie argumente gemaak tot die gelowiges se nuwe identiteit in Christus, bedoelende toe hulle gekies het om in Jesus Christus te glo, het vernuwing plaasgevind en daar word nou van hulle verwag om volgens hierdie nuwe identiteit op te tree. Paulus lig uit, maar omdat hulle nou in Jesus Christus glo, het die Heilige Gees 'n vaste woning in hulle kom kry, en dit is die Gees wat hulle optrede, hulle dade, hulle keuses moet kom bepaal en nie die vlees nie. Paulus het 'n baie sterk tema wat hy hier na vore bring van die Gees teenoor die vlees. Maar hy gaan verder en hy lê klem op die feit dat alle gelowiges, nie net die Jode nie, maar alle gelowiges het deur Jesus Christus se kruisdood vrye toegang tot die genadetroon gekry, of in ander woorde, Jesus Christus het vir enige iemand wie sy hand neem aan die kruis kom sterf. Maar wat baie belangrik is van hierdie spesifieke gedeelte,
Paulus probeer die boodskap oordra, maar gehoorsaamheid aan die wet is nie wat verlossing bring nie. Dit is Jesus Christus en hy alleen. Die manier wat hy dit oordra is, hy sê, maar ons staan nou vas in die Here se genade te danke aan Jesus Christus, bedoelende. Ons wat die genade van God ontvang, is nie afkomstig van wat ons tot die tafel bring nie, maar alleen deur die Here se kruisdood. En dit is pragtig. Dit is pragtig om te weet, maar ons ontvang hierdie genade deur die Here alleen. Maar Paulus gaan nog 'n bietjie verder en hy sê, maar die wie in Jesus Christus glo is nou los van die wet. En dat die wet nie verlossing bring nie, maar inteendeel, dit is die wet wat kom wys wat sonde is. Ons gaan bietjie later bietjie meer in diepte daarna kyk. Paulus is hier besig deur alles wat hy voor oggend se skriflesing te sê en verder in die brief ook. Die houvas wat die Joodse gelowiges aan die wet gehad het en die noodsaaklikheid van hulle ou tradisies en gebruike, probeer hy verbreek. En hy probeer vir hulle sê, maar julle antwoord is nie die wet nie. Dis nie die ou maniere nie, dis Jesus Christus. So basies om terug te kom dan by vers 31, wat hierdie gedeelte aan die lesers kom oordra is. As die Here dan al hierdie dinge vir ons kom doen, hy het ons kom verlos, sy gees kom lei ons is vernuwe, ons het 'n nuwe identiteit gekry, ons is saamgeroep tot 'n nuwe familie, ons is losgemaak van ons sondes, van die wet. As die Here al hierdie dinge vir ons kom doen het en nog soveel meer, wat is ons gevolgtrekking dan? Wel, dis 'n baie maklike gevolgtrekking om te maak. Die Here is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? As die Here soveel vir ons doen, verlede, vandag en die toekoms in, wat kan iemand of enige iets teen ons doen? Ons staan vas in sy genade. Vers 32, dit sê, hy het sy seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Paulus kom gee 'n voorbeeld om hierdie punt van God is vir ons bietjie beter te illustreer. Hy sê, maar God het sy eie seun nie eers terughou nie eens dit was vir hom te veel vir ons as sy kinders nie. So ver gaan die Here om sy liefde aan ons bekend te maak. En dan eindig hy hierdie vers met iets van 'n retoriese vraag, is eintlik vir my baie kreatief hoe hy dit doen. Hy sê, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? As die Here ons dan so lief het, dat hy sy seun vir ons gestuur het, vir niemand anders as vir ons nie, gaan hy mos nou absoluut, sonder enige twyfel, al die ander dinge ook vir ons skenk. En klem val op die woord skenk. Die Here gee dit vir ons uit genade. Hy gee dit nie as beloning iets wat ons verdien nie. Verse 33 tot 34, dit sê, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Jesus Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Volgens die Joodse gelowiges was die grootste aanklaer van destyds, die een wat enige iemand wie deel van hulle verhouding met die Here kon veroordeel het, was die wet gewees, die Torah, al die reëls wat in Judaïsme opgeskryf staan. In Romeine 3 vers 20 sê Paulus die volgende: daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dit was die wet wat ander aangekla het. En dit was die Joodse gelowiges se hele argument teenoor hierdie ander groep, die nie Joodse gelowiges wat tot Christus gekeer het nie. Hulle het gesê, maar julle leef nie volgens die wet nie. Hier's al die reëls, hier's al die regulasies, dit staan so duidelik soos daglig, julle voldoen nie hieraan nie. Die wet het 'n lig kom skyn op alles wat die nie-Joodse gelowiges gedoen het nie, wat hulle dalk verkeerd gedoen het, soos die wet moet. Maar die wat in Jesus Christus glo,
staan nie meer onder die wet nie. Is losgemaak daarvan. Ek lees vir julle Romeine 6 vers 14. Die sonde moenie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder genade. Paulus probeer vir die Joodse gelowiges sê, julle argument rakende die nie-Joodse gelowiges, julle rede hoekom julle so konstant op hulle is en so hierdie wette op hulle afdwing en alles, dit is tot niet verklaar deur Jesus wat vir ons aan die kruis kom sterf het. Inteendeel, God spreek almal van ons vry deur Jesus. Hy wat uit die dood opgewek is, wat tot vandag toe nog vir ons pleit. Pragtig. In verse 35 begin Paulus dan met die groot boodskap wat hy wil oordra. Dit lees soos volg. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Paulus is hier besig om verskeie lewenssituasies oor te dra of te gebruik, om 'n punt te probeer oordra hoe lief die Here ons werklik het en hoe ver sy liefde vir ons trek. Hy sê, maar lyding, benoudheid, vervolging, moeilike situasies, moeilike omstandighede weens verskeie redes. Paulus probeer sê, maar daar gaan kere wees wat ons struikel, moedeloos gaan wees, nie meer krag gaan hê nie, ons gaan pyn hê, fisies, emosioneel, ons gaan bekommerd wees oor vandag, oor môre, verskeie ander redes. Paulus probeer 'n baie groot omvattende situasie hier opstel. Maar hy gaan nog verder en hy sê honger of naaktheid. Om nie genoeg kos te hê nie, om eenself te voed of vir een se familie kos te kan gee. Bedoelende 'n fisiese nood, basiese gebrek, nie genoeg klere te kan hê nie. Hy sê gevaar of swaard, enige vorm van gevaar wat 'n risiko vir een se lewe of gesondheid inhou, 'n fisiese bedreiging. Dieselfde met swaard, geweld, oorlog waar een se lewe so op die spel geplaas word. Paulus gebruik al hierdie verskeie lewensomstandighede of situasies om 'n kragtige boodskap oor te dra. En dit is dat nie is die ergste van die ergste omstandighede hier in die wêreld van vandag is genoeg om ons van die Here te skei nie. Nie is as ons na hierdie gedeelte luister en ons lees en ons maak 'n regmerkie by elkeen van die bedoelende, dit kom in ons lewe voor, dit is hoe ons struikel, nie eers dan sal dit genoeg rede wees dat ons geskei is van die Here nie. Nee. Paulus is hier besig om, soos hulle in Engels sal sê, hitting two birds with one stone. Eerstens, bring hy die Joodse gelowiges tot ruste, rakende hulle wat hierdie obsessie met die wet gehad het en dit afforceer het op die Joodse gelowiges. En tweedens, lewer hy 'n bemoedigende boodskap vir enige en elke gelowige. En dit is dat die Here sal ons nie verlaat, geen nie om hoe moeilik ons omstandighede in die lewe hier vandag is nie. Onthou, die Joodse gelowiges se maatstaf tot hulle verhouding met God is hoe goed het dit met hulle gegaan in hulle alledaagse lewe. Bedoelende, indien dit goed gaan, indien hulle voorspoedig is in alles, dan is dit vir hulle teken, maar die Here is lief vir my, die Here is gelukkig met my. Maar indien hulle wel struikel, was dit vir hulle 'n rede of 'n teken, maar kyk, die Here is kwaad vir my, die Here is nie gelukkig met wat ek doen nie. Paulus probeer hier sê, nee, ons lewensomstandighede bepaal nie God se liefde, sy bereidheid en sy gewilligheid teenoor ons as sy kinders nie. Ons staan vas in sy genade. Die volgende vers, vers 36, die moeilike vers van hierdie spesifieke gedeelte, die swart skaap van hierdie gedeelte, as ek dit nou maar so kan stel. Want meerderheid van die kere wat hierdie spesifieke gedeelte, as hier gepraat word oor niks kan ons skei van die liefde van die Here nie, word hierdie vers uitgelaat. Word nooit saam met die ander gelees nie. Maar geliefdes, kom ons kyk hoekom dit is. Die gedeelte lees soos volg. Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Sjoe, moeilike en swaar woorde en 'n gedeelte wat eintlik
baie gevaarlik kan wees as ons nie die nodige konteks het of as ons die gedeelte uit konteks haal en gebruik. Maar dit wat Paulus hier besig is om oor te dra, pas eintlik by die groter boodskap van die gedeelte van vandag. Laat ek verduidelik. Die eerste belangrike punt waarvan ons bewus moet wees. Hierdie woorde is nie Paulus wat besig is om 'n nuwe punt te maak nie, of 'n stelling te probeer oordra nie. Nee, dis eintlik 'n gedeelte wat aangehaal word uit Psalm 44 vers 23. So dit kom uit die Ou Testamentiese dae uit, nie iets niets wat Paulus hier probeer oordra nie. Paulus probeer nie vrees in die mense injaag deur vir hulle te sê, maar kyk, dit is die Here wat ons soos skape gebruik. Hy is die slagter, kyk hoe sleep hy ons na die slagpale toe, nie glad nie. Punt nommer 1. Punt nommer 2. Die Joodse gelowiges in Rome, soos vroeër uitgelig, het geglo, maar hoe meer gehoorsaam hulle is aan die Here, hoe meer van die wette hulle uitleef, hoe beter gaan dit met hulle lewe gaan. Daarom het hulle hierdie groot obsessie met die wet gehad. Daarom het hulle dit op ander mense afgedwing om vir hulle te probeer sê, maar jy gaan 'n goeie lewe kry as jy jou hele lewe vir die Here gee. Jy gaan alles kry wat jy wil hê, leef net die wet uit. Paulus, wat hierdie spesifieke gedeelte aanhaal in vers 36, kom gebruik dit eintlik as 'n voorbeeld, 'n opsommende voorbeeld vir wat hy in vers 35 gesê het. Hy probeer aan hierdie Joodse gelowiges oordra, maar julle dink, om die wet uit te leef, gaan al julle huidige probleme in die wêreld oplos. Dit gaan voorspoedig met julle gaan, leef net die wet uit. Nee, gaan kyk na julle voorvaders, hierdie gedeelte wat ek nou hier vir julle aanhaal. Dit kom van julle voorvaders af, die vroeë jare. Hulle het ook geleef volgens die wet, maar hulle het steeds gesukkel, hulle het steeds gestruikel. Die wet is nie die antwoord tot 'n gemaklike en 'n voorspoedige lewe nie. Paulus probeer baie realisties en eerlik met hulle wees deur te sê, maar om 'n pad saam met God te stap, beteken nie dinge gaan maklik wees nie. Want ons leef as 'n nuwe wese in sy naam. Ons streef daarna om as hierdie nuwe wese te leef, en dit vereis baie van ons. Maar dit beteken nie God het ons verlaat. Nee, hy staan ons by deur alles wat ons doen. Paulus probeer hierdie mentaliteit wat die Joodse gelowiges gehad het, breek. Deur hierdie vers as 'n voorbeeld te gebruik om bloot net te sê, het julle nie geleer uit julle voorvaders uit nie. Die wet is nie die antwoord nie. En dan die albekende verse, in verse 37 tot 39, die hoogtepunt vir baie mense van hierdie spesifieke gedeelte. Ek lees dit weer vir ons. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Paulus sê hierso, ten spyte van al die moeilike omstandighede, ten spyte van al die gebrokenheid van hierdie wêreld wat so swaar op ons druk, is ons steeds meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Maar hoe kan ons meer as oorwinnaars wees as ons struikel? Hoe kan ons oorwinnaars wees as ons swaar kry? As ons konstant aan die ontvangkant is van alles wat sleg is, die ongeregtigheid en die onregverdigheid van die wêreld, dan is ons mos nie meer oorwinnaars nie. Ons is. Want ons oorwinning word nie bepaal deur hoe gehoorsaam ons aan die wet is nie. Ons oorwinning word nie bepaal deur hoeveel van God se wette ons uitleef. Dit word ook nie bepaal deur hoeveel van die ou tradisies en die gewoontes en die gebruike wat ons nakom, net soos wat die Joodse gelowiges gedink het nie. Nee. Die oorwinning wat vir ons behaal is deur Jesus Christus alleen. Dit is deur sy kruisdood wat ons vandag kan sê, ons is oorwinnaars. Paulus probeer sê,
Ons is oorwinnaars deur hom irrelevant van ons omstandighede op aarde. En omdat ons deur sy kruisdood hierdie oorwinning gegee is, of deel van hierdie oorwinning gemaak is, kan niks ons skei van sy liefde, nie, absoluut niks nie. En die liefde waarvan Paulus hier praat, is nie die emosionele beskouing van liefde vandag, of die gevoel van liefde nie, nee. As ons na die Grieks gaan kyk, staan hier agape, die selfopofferende liefde wat hy vir ons aan die kruis gewys het, bedoelende, niks kan ons kom skei van die verlossingsdaad, wat Jesus Christus vir ons bewerkstellig, toe hy aan die kruis doodgegaan het nie. Niks, absoluut niks in hierdie ganse skepping, kan ons wegryk van die Here, of kan 'n skeur tussen ons en hom veroorsaak nie. Geliefdes, ek sluit af. Ons vryheid, ons verlossing, ons bevryding, is alleen deur Jesus Christus aan ons gegee, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het. Hy het vir ons 'n nuwe identiteit kom gee. Hy het ons deel gemaak van 'n groter familie, en hy het vir ons 'n nuwe toekoms kom gee, 'n toekomsverwagting, 'n ewigheid saam hom. Maar saam met dit, het hy ook vir ons vertroosting gebring. Ja, in hierdie wêreld van vandag, gaan daar dae wees wat ons werklik struikel, wat dit moeilik gaan wees. Ons gaan nie weet hoe om 'n enkele voet voor die ander te sit nie, en ons gaan moedeloos wees. Maar, nie eers die ergste van die ergste, sal die oorwinning wat Jesus Christus vir ons kom behaal het, van ons kom wegneem nie. En absoluut niks wat ons doen, terwyl ons die hand van die Here vashou, terwyl ons in hom glo, geen nie hoe sleg dit is, sal sy liefde en sy verlossingsdaad vir ons, van ons kom skei nie. Ons is veilig in sy hande. Al maak ons foute, al tree ons verkeerd op, by hom is ons veilig. Ons antwoord, ons standvastigheid, ons hoop lê nie in onsself nie, of hoeveel ons in God se naam kan doen nie, of hoe gehoorsaam ons aan hom is nie, nee. Ons antwoord is alleenlik Jesus Christus. Mag ons vandag, soveel jare later, nie dieselfde fout maak as die Joodse gelowiges van destyds nie, skeiding bring in die familie van die Here nie, weens een se vermoëns of een se onvermoëns. Geliefdes, daarom sê ek vandag, gaan dan heen met die oortuiging, met die sekerheid, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie vir alles wat U vir ons gedoen het, wat U steeds vir ons doen. Dat ons na U woord kyk, met sekerheid vandag kan sê, my Here, ja, U is werklik vir ons. U het soveel vir ons gedoen en U pleit steeds vandag vir ons. U het ons losgemaak van sonde. Die gejaagdheid om U wet ten volle uit te leef, om iets te probeer verdien, nee. Ons staan vas in die genade deur die geskenk wat U vir ons kom gee het. U verlossingsdaad het ons kom bevry. Daarom sê ons vir U dankie. En Here, help asseblief dat daar waar ons is, dat ons met sekerheid sal kan optree en leef. En weet, my Here, U is vir ons. Wie of wat kan dan teen ons wees? Ons is veilig in U hande en niks kan ons van U skei nie. Ons dank U vir die vertroosting wat U vir ons bring en die moed wat U woord vir ons kom gee. Amen.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.